Dis Noordwes Gauteng se beurt om hulle beste voetjie voor te sit in ons Kwela Dorp van die Jaar kompetisie. Jy ken die storie. Ons Kwela span maak 'n draai by al 9 streke se finalisdorpe voordat die stemlyne oopmaak vir jou om te stem. Groot pryse is natuurlik op die spel. En Noordwes Gauteng se dorp is Bloemhof. Op die oewers van die Vaalrivier en gestig na die diamantontdekkings, sal jy die klein dorpjuweel aantref. Onlangs het hulle onder stormagtige vloede deurgeloop, maar die gemeenskap staan saam en sterk, net soos die Hertzogwilbrug die agter my. Tannie Lucy het 'n baie spesiale band met hierdie brug. Ja, verseker. Ek dink eintlik met 'n bietjie hartseer daaraan, want weet jy, my pa het hierdie brug gebou. So hy het net standaard 8 gehad. Hy het letterlik met pik en graaf en kruiwa is hierdie brug gebou. Kyk Tannie, hierdie brug staan sterk, ten spyte van al die vloede, nê? Ja, verseker. Met trots kan ek sê ja, verseker. Die dorp is spesiaal vir my en ons gesin en familie as gevolg van ons diep wortels wat ons hier het, ons vertroudheid met die gemeenskap. Dit maak dit lekker om hier te bly. Normaalweg is Bloemhof bekend vir watersport en hengel in besonder. Maar die onlangse vloede het gastehuise, die golfbaan en ander geboue op die oewers oorstroom, wat gelei het tot 'n gemeenskap heropboupoging. Oom Sias, hoe erg was die vloede gewees hier? Dit was die ergste vloede in 30 jaar. Van 2022 is hierdie die 7de vloed. Dit is 'n devastation as ek so kan sê. Al die huise, 60 van hulle was onder water, geheel en al. Die toerisme het 'n hou gekry. Jy weet, Bloemhof is een van die grootste toerisme-attraksies in die wêreld wat hengel betref. Hierdie dam is 'n uitdaging vir enige hengelaar. Dit is die dam met die meeste vis in die wêreld. Elke 4de jaar het ons die wêreldkampioenskappe. Ons sit met 1500 beddens. 800 van die beddens is nou weg. So die helfte van die toerisme in Bloemhof is daarmee heen. Oom Albert, julle het herbou. Julle is besig, julle is 'n gemeenskap wat saam staan. Ja, dit is wonderlik. Ek is sommer opgewonde om jou te kan vertel van die inisiatief wat ons in Bloemhof geneem het. Ons het met die munisipaliteit vergadering gehad. Ons het met hulle ooreengekom dat ons saam hierdie projek sal kap. Ons het byvoorbeeld 'n projek waar ons swart sakke inkoop by werklose mense en dan ry ons dit weg. Mense ry hier deur en sê hulle dink hulle verdwaal. Dit lyk nie soos Bloemhof nie, maar weet een ding verseker. Bloemhof is spesiaal omdat hy unieke mense het. Hy het mense wat omgee vir mekaar, mense wat uitreik na mekaar toe. Baie keer ry mense verby sê om Albert, ek jou nie op die stoep gesien nie. As ek is besig om te werk. Wat se aktiwiteite, oom Albert? Ja, die aktiwiteite wat hier is die watersport geriewe. Hierso is skoolsporte wat gedoen kan word. Hier's rolbal wat gedoen kan word. Nee, klomp goed. Claire, hoe die Victory Towers ontstaan? Dit was 'n gedagte wat my pa Marius Victor opgekom het toe hy nog 'n ou ex-polisieman was. Hy het die watertoring gesien en gedink om 'n gastehuis te maak daaruit. Alles wat ons kan aan dink doen ons hier. Troues, kinderpartytjies, swembaddens, waterslides. Wat maak hierdie plek so spesiaal? Die gemeenskap is 'n familie. Almal hier is lief vir mekaar, ons gee om vir mekaar. Ons is deur 'n onlangse vloed gewees, deur moeilike tye help ons mekaar. Hulle sê mos die kerk is die middelpunt van die dorp. Natuurlik, die kerk self is 100 jaar oud volgende jaar en dan die gemeente, NG Bloemhof gemeente, is al 155 jaar oud hierdie jaar. Die argitek van hierdie gebou is Gerard Moerdijk. Hy het op 10 April 1926 is hierdie kerk ingewy en hy het ook die Voortrekker Monument het hy ontwerp, soos 'n baie bekende ontwerper. Die Why Not Museum is byna soos 'n dinamiese gemeenskapsentrum en huisves nie net 'n museum nie, maar ook 'n restaurant, 'n gastehuis, 'n kroeg en 'n konferensiesentrum. So hierdie Why Not restaurant is in 'n baie ou gebou, nê? Ja, Vanessa Marie, dit was eers 'n hospitaal gewees met 'n lijkshuis en alles en daarna het die polisie bevelvoerder hier gewoon en toe in 1988 het Why Not self as die eerste tradisionele kosse voorgesit. En ons het daarna 'n gastehuis wat tot 200 gaste huisves en konferensiesaal, 'n historiese museum van die dorp
en dan ook 'n lekker speelarea vir kinders om te speel. Wel, ek kan nie na 'n restaurant toe kom en nie weet wat om te eet nie. So ek het jou aanbeveling nodig asseblief. Ons is van die platteland en platteland het die beste vleis. En ons why not fillet is een van die gewildste disse onder die son. Fyn, gesondheid. Perfek gaar gemaak, net soos wat ek van my fillet hou. Die sousie het lekker skop aan hom. Ja. Baie lekker. Meneer Weideman, jy is nie net skoolhoof van die hoërskool nie, nê? Nee, glad nie. Ek is van die hele skool, van die kleuterskool tot en met graad 12. Hoeveel leerders is dit in totaal? 480. En die skool doen goed? Die skool doen baie goed. Ons is baie trots op dit wat ons kan bereik akademies sportgewys. Uitblinkerskool, verseker. Om hulle siele gelukkig te hou, dans die bloemhoffers of hulle doen gimnastiek en die meer rustiges onder hulle verkies om rolbal te speel. So hoe goed doen die dans en die gimnastiekie op die dorp? Hulle presteer regtig baie goed, maar hulle sit bitter baie in. Ons het laas jaar die kompetisie deelgeneem, ons is in die gala span opgeneem en ons het in Namibië gaan dans. Hulle het eerste, tweede en derde plekke behaal. En ek hoor almal kom van heinde en verre om hierdie klub by te woon. Ja, nee, dis al die omliggende dorpies. Dis nie 'n norm om op 'n plaasdorpie gimnastiek te hê nie. En die klub bestaan al 29 jaar. So daar's 'n diep geskiedenis in dit. Rico, hoekom is rolbal so lekker? Want dit is 'n familiesport. Ons is baie kompeterend. Ons het 2 vrouens wat vir Griquas speel en dan het ons 4 mans wat vir Griquas speel. Nou, ek hoor rolbal is baie lekker, maar gaan jy my vandag bietjie tou wys maak? Baie. Want ek kan jou net die basies wys. Kom ons gaan probeer. Hy draai. Kyk daar, teen die kant man. Dis my heel eerste ene. Bloemhof is natuurlik 'n regte boeredorp waar graanboerdery een van die vernaamste landbouaktiwiteite uitmaak, hoewel daar onder meer ook met aartappels, uie en wortels geboer word. John, waarmee boer julle alles hier? Maar ons boer hoofsaaklik maar met mielies en koring, aartappels en eie en 'n bietjie wild, so dis maar basies die hoof inkomste van ons, ja. En ander groot boerderye in die omtrek? Is maar wortels, hier baie wortelboere, en lucerne, maar die hoof is maar mielies en sojas en koring en mielies, ja. Wat maak Bloemhof so gunstig vir groot boerderye? Bloemhof het actually 'n redelike uitdaging met die geweldige sandgronde, maar dit werk baie lekker vir die wisselbou. Dis goed vir grane. Dit is die wortels, die groentes. Ek dink die tipe grond bied baie verskeidenheid en opsies wat jy kan doen. Praat van verskeidenheid, mense kan 'n hele klompie goed hier in Bloemhof doen, hè? Ja, hier is Bloemhof bied baie, hier's verskriklik baie aktiwiteite, hier's altyd hengelkompetisies, baie boerderygeleenthede. Bloemhof innoveer, Bloemhof gaan vooruit. Die Sandveld Natuurreservaat is bykans 37,000 hektaar groot en huisves onder andere wit renosters, sebras, kameelperde en swart-wit pense. Oom Louis, hoe lank is oom al hier en wat behels oom se rol alles? Man, ek is 30 jaar in Bloemhof. Ek was die beampte in bevel van die Bloemhofdam Natuurreservaat. 2 jaar terug afgetree, maar ek is maar nog betrokke by die dorp. As ek self help maar met skoonmaak en instandhouding en ek help maar die mense hier op die reservaat ook maar nog steeds. Dis maar 'n passie wat ou het. Wat maak hierdie area so lekker, oom? Die Bloemhofdam waar ons nou is, wat is oral bekend, wêreldbekend vir hengel. As 'n ou nog nie hier vis gevang het, jy het nog nie vis gevang in Suid-Afrika nie. Die reservaat, ons het algemene vlakte wild. Voëls is baie interessant. Ons het watervoëls en dan het ons landvoëls. So Bloemhof maak ons trots en die damme is hier, die vis is hier. Wat sal dit vir die dorp beteken, Tannie, as julle dit wen? 'n Inspuiting, 'n wonderlike advertensie, ja, 'n wonderlike motivering vir ander mense om ook hier te kom bly. Daar's nie 'n feit daaroor nie. Ons gaan nou wen, Bloemhof gaan nou wen. Want Bloemhof is die beste, hoekom dan nou nie? Want ons is die beste plattelandse dorp in die hele Suid-Afrika. Ek's trots om te sê ek's 'n Bloemhof.
Die kanse is baie goed dat jy 'n lekker groot kar hier op Bloemhof gaan uittrek, maar ek kan jou verseker, dit is Bloemhof wat jou hart gaan inkatrol. Kyk, hier is 'n klomp lekker mense wat weet hoe om saam te staan in moeilike tye. So ek kan met lof sê dat Bloemhof is een van die groot visse in vanjaar se Kwela Dorp van die Jaar kompetisie.